Goeiemôre, baie hartlik welkom in die erediens vanmôre. Ons gaan so 2 liedjies saam sing. Die eerste een is vrygemaak en die tweede een is die koning van my hart. Kom ons sing dit hartlik saam. Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanmôre se erediens. Mag dit vir elkeen van ons 'n ontmoeting met die lewende God wees. Ek sien nou die rugbyballe wat hier lê. Ek wil nie met julle oor rugby praat nie. Ek dink daar is dalk 'n paar van julle wat graag oor rugby wil praat vandag en ander wat dalk nie daaroor wil praat nie.
Maar ons sal nou die rugbyballe gebruik. Maar dit is 'n voorreg om hier te kan wees en dit is so lekker om elkeen van julle te kan sien. Ons is besig met ons Pinksterreeks. Ons het donderdag aand tydens Hemelvaart vir mekaar gesê dat die waarheid van die opstanding van Jesus Christus en die waarheid van die Hemelvaart van Jesus Christus roep ons ook om disippels te wees. En tydens hierdie Pinksterreeks gaan ons veral praat oor disippelskap. Wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus Christus te wees, wat dit beteken om 'n disipel te wees en hoe dit ons daaglikse lewe ook beïnvloed. En ek het baie gebid oor hierdie Pinksterreeks, soos wat ek ook voor elke erediens bid, en ek het vir die Here gevra, maar Here, U moet help en U moet leiding gee. Ek moet ook self besef hoe afhanklik ek van die Here is, want anderster sal hierdie Pinksterreeks nie 'n sukses wees nie. En dit is ook so dat wanneer Pinkster aanbreek, dit is 'n baie belangrike tyd in ons kerkkalender, en van kleintyd af glo ek vir elkeen van julle was dit ook 'n baie spesiale tyd, Pinkstertyd. Ek onthou met Pinkstertyd, die kerk waar ek nou in groot geword het so groot, eintlik so grondpad rondom die kerk gehad, en dan was dit nou altyd lekker om met Pinkstertyd, dan vat jy nou die kar, as pa en ma nou nog 'n bietjie kuier daar so in die kerk en bietjie sop drink, dan vat jy nou die kar en dan ry jy nou saam met jou maatjies om die kerk. Dit was vir my altyd 'n hoogtepunt van Pinkster gewees, maar van kleintyd af was Pinkster 'n wonderlike geleentheid, en dit is ook die tyd waarin ons die uitstorting van die Heilige Gees ook herdenk, en mag ons ook so, wanneer ons hier by mekaar is en saam is, ook bewus wees van die Heilige Gees se teenwoordigheid, en dat hy werklik uitgestort is, en dat God werklik hier by ons is, en in ons is, en om ons is, en mag ons ook sy goedheid en sy vrede, sy teenwoordigheid en sy rustigheid wat hy ook bring, ook beleef op 'n besonderse wyse. Ons toetrede lied wat ons saam gaan sing, en dit is ook die tema lied van ons Pinksterreeks, is Kom o Skeppergees, kom o Skeppergees, en ons kan dit sing so terwyl ons sit, en ons sing dit ook as 'n gebed waar ons vir die Here vra en vir die Gees vra om ons regtig waar te vul, en dat hy ons ook sal lei in sy waarheid. Kom ons sit net so, dan sing ons Kom o Skeppergees.
Here, ons is vanmôre hier in diepe afhanklikheid voor U. En ons gebed is dat U ook sal kom, dat U ons sal vul met U Gees en met U waarheid. Ja, Here, dat ons weet dat ons krag en ons hoop en ons toekoms en ons lewe hang van U af. Here, mag ons ook vandag hier in die erediens deur die werking van die Gees en woord ook besef hoe afhanklik ons van U is. Ja, Here, so baie dikwels in ons lewe wil ons op ons eie koers en ons eie paaie loop, maar ons vra, Here, dat U ons die afhanklikheid van U alleen sal leer, dat U ons sal lei en dat ons U sal volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons gaan die Here loof, ons gaan saam sing, Vlam 112, ek roem U naam, ek wil graag sing. Kom ons staan, dan loof ons die Here. Julle kan weer sit. Ek wil vra dat al die kinders van die kinderkerk net hier na vore sal kom. Al die kinders, julle kan hier na vore kom. Ek sien hierso is daar so 'n paar, 'n klomp dogtertjies. Nou is hier so rugbyballe hier voor en dis 'n klomp dogtertjies wat afkom. So die seentjies moet ook maar kom. Julle kan maar 'n bietjie ouer wees ook. Sy Dionie. Weet jy wat is hierdie? Wat is hierdie? Weet jy? 'n Bal. Kom julle. Julle kan kom. Ek sien hier kom 'n paar seuns. Hier kom 'n paar seuns ook. Clarika, hoe gaan dit met jou? My hande is so koud, ek dink hulle sal skrik as ek aan hulle vat. Is hier so nog? Is dit net julle twee? Kom hulle. Daai deure wil nie oop daar agter nie. Ek dink dit is dalk die probleem. Want ja, hier so kom nog. Hier kom nog. Sy. Klomp dogtertjies. Weet julle wat is hierdie? Wat is dit? 'n Rugbybal. 'n Rugbybal. Ja, dis 'n rugbybal. Sy, hier kom nog 'n klompie. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed?
Ons het een seun hier so, ja, jy moet vir my hierdie rugbybal vashou. Daar kom nog, daar is hy. Is ons nou almal hier so? Ons gaan nie rugby speel nie, maar ek wil vir julle die rugbyballe wys. Wat is die verskil? Kom ons vra dalk so vir julle. Wat is die verskil tussen hierdie rugbybal en hierdie rugbybal? Sê weer, praat hier so in die mikrofoon. Hierdie ene is? Ja, die ene is rooi en die ene is groen. En wat sien julle nog? Die ene is rooi, die ene is groen. Is daar nog 'n verskil met hierdie balle? Wat dink julle? Die ene is, ja, daai ene is opgeblaas en die ene is pap. Oeps, daar is hy. Gelukkig sit Stefans hier so. Stefans, dankie, baie dankie. Goed, julle sien, mense kan met hierdie ene speel, maar nie met hierdie ene nie. Nie met hierdie ene nie. Ek is so bly jy sit hier voor, anderster was dit dalk nou 'n ander situasie. Nou ek wil vir julle kan so na my toe draai. En ek gaan so met die gemeente ook praat. Julle kan sien hierdie een bal is 'n opgeblaaste bal en hierdie ander bal is pap. Nou ons is nou in die tyd waar ons Pinkster vier. Weet julle wat Pinkster is? Weet julle? Pinkster is wanneer die Heilige Gees uitgestort is. En ek het nou so gesit en dink dat hierdie papbal is eintlik 'n simbool van hoe ons is sonder die Heilige Gees. Hy beteken eintlik niks nie. Hy kan nie eers lekker hop nie. Jy kan hom nie behoorlik skop nie. Ek sal hom nou nie skop nie, maar jy kan hom nie behoorlik skop nie. Maar wanneer die Heilige Gees ons vul, is ons soos 'n opgeblaaste rugbybal waarmee ons kan speel en wat iets beteken. So wanneer die Heilige Gees in ons is, dan beteken ons iets. Maar as ons soos 'n papbal is, mens kan nie met hom speel nie. As mens nie die Heilige Gees het nie, dan kan jy eintlik niks beteken nie. Maar as jy 'n bal het, dan, ja, ek gaan hom nou kom ek gee vir jou die papbal. Hierdie bal kan nie soveel skade maak nie, maar hierdie bal kan kan baie dinge doen. Dit is vat Britannie die bal. Hy's pap, sien, hy soek nie die papbal nie. En so met die Heilige Gees ook ons harte vul en ons lewe vul, dat ons soos 'n opgeblaaste rugbybal is, dat ons iets kan beteken vir die Here, want die Here gee vir ons sy Heilige Gees, sodat ons, soos wat ons nou gesing het, sodat hy vir ons kan leer wat is reg en wat is verkeerd. En as ons die Heilige Gees het, is ons soos 'n opgeblaaste rugbybal, wat iets kan beteken, nê. En ons moet vir die Here iets beteken. Ek weet nou nie of hierdie boodskap sin maak nie. Ek het dit nou gisteraand so terwyl ek in my bakkie gery het ek gedink dit kan dalk 'n oulike idee wees om vir julle te verduidelik wat die Heilige Gees se werk is in ons lewe. Maar die Heilige Gees blaas ons op en hy maak ons dat ons ook 'n betekenis het. OK. Sal julle dit onthou? Vra maar vir pappa en vir mamma en vir oupa en vir ouma om weer vir julle te leer. Oeps, daar is hy, vat hierdie ene, vat hom, daar is hy, jy kan hom vat, daar gaan hy. Dankie, julle kan, hier is vir julle lekkertjies ook, hier is vir jou lekkertjies. Kom ons, gee hom terug, Tannie. Ja, jy wil die opgeblaaste bal hê, daar is hy. Wil jy nie hom hê nie? OK, maar hier is vir jou sweetie. Wil jy sweetie hê? Ja, vat vir jou sweetie, daar is hy. Jy kan nog vat, julle is min, julle kan maar vat. En onthou, die Heilige Gees moet in julle wees en laat julle soos 'n opgeblaaste rugbybal kan wees. Julle kan maar nog vat. Daar is hy. Kom ek bære die rugbyballe hier agter. Maar nou weet julle en ek hoop as groot mense verstaan julle ook dit wat ek probeer illustreer het, dat wanneer die Heilige Gees ons vul, dan is ons vol, dan het ons betekenis en dit is regtig ook die gebed wat ek in my hart het, is dat die Heilige Gees elkeen van ons sal vul, dat ons disippels sal wees en dat ons vir die Here ook so sal werk, vol van die Heilige Gees. Ons lees dit so baie in die Bybel,
wat daar staan, hulle is vervul van die Heilige Gees, hulle is vol met van die Heilige Gees, en as ons na hierdie rugbyballe kyk, mag ons nie wees soos daai paar bal nie, maar mag ons wees soos die bal wat opgepomp is, wat vol is van die Heilige Gees, en so maak ons ook 'n verskil in die wêreld. Nou, die Pinksterreeks gaan hoofsaaklik kom uit Matteus 5. Matteus 5 is die bergpredikasie van Jesus Christus, van Matteus 5 tot 7, waar Jesus praat met sy potensiële volgelinge eintlik, en wanneer hy vir hulle hier met die bergpredikasie met hulle praat, dan verduidelik hy vir hulle hoe lyk 'n volgeling van Jesus Christus, en hoe lyk dit om 'n volgeling te wees, 'n disipel van Jesus Christus te wees. En ons gaan vandag spesifiek fokus op Matteus 5 vers 3. Ons oorkoepelende tema vir die Pinksterreeks is wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees, en vandag staan ons stil by die tema wanneer die Heilige Gees jou roep om disipel te wees, besef jy jou afhanklikheid van God. Besef jy jou afhanklikheid van God. So ons gaan saam lees Matteus 5 vers 3, maar voordat ons dit lees, kom ons word net so stil voor die Here. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons hier kan wees vandag. Here, ons vra dat U ons ook sal vul met U Heilige Gees, dat ons werklik disipels sal wees wat vir U werk en wat vir U lewe. Ja Here, dat ander mense ook, wanneer hulle na ons kyk en na ons lewe kyk, dat hulle sal sien dat U lewe, dat U die een is wat vir ons krag gee, dat U vir ons die een is wat vir ons die pad aanwys wat ons moet loop. Here, U ken ook vanmôre ons elkeen, U sien dwars deur ons, niks is vir U verborge nie, en Here, ons vra dat U ook met elkeen van ons se eie unieke situasie vanmôre sal praat, dat ons uit U woord uit en deur die werking van die Gees werklik sal hoor wat U vir ons wil sê. Dit is so 'n wonderlike geleentheid en so 'n wonderlike troos om te weet dat U Heilige Gees uitgestort is en dat U in ons is, dat U by ons is en dat U met ons is. En Here, so baie keer in die gejaag van hierdie lewe is ons nie altyd bewus van U teenwoordigheid nie. Maar tydens Pinkster kom beloof U ons opnuut dat U by ons is. En Here, wanneer U opgevaar het na die hemel toe, dan sê U ook vir U disippels en vir ons dat U met ons is en dat U by ons is al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. En mag ons ook vanmôre in ons saamwees hier aan dieselfde belofte van U vashou en met 'n sekere wete weet dat U met ons is en in ons is. En Here, mag ons ook nou op U woord fokus. Mag U elkeen van ons se ore oopmaak en ons harte ontvanklik maak vir U heilige, onfeilbare woord. En mag U vandag vir ons leer en ook in die res van hierdie week vir ons opnuut leer wat dit beteken om 'n disipel van U te wees. Ons bid dit in verwagting in die naam van Jesus Christus. Amen. Matteus 5 vers 3, ons gaan net die een vers saam lees. Soos wat ek vir julle gesê het, dit is deel van die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7, en julle is welkom om die hele gedeelte ook te gaan lees, Matteus 5 tot 7, waar Jesus dan nou praat met 'n groot groep mense, en hy vertel vir hulle hoe hulle behoort te lewe, en wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus Christus te wees. En vandag staan ons stil by vers 3, wat sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Tot sover ons skriflesing.
Tydens hemelvaart het ons gefokus op die waarheid van die woord, het ons gefokus op die waarheid van die evangelie, die waarheid van die opstanding van Jesus Christus en die waarheid van die hemelvaart van Jesus Christus. En ons het vir mekaar gesê dat hierdie waarheid, die feit dat die Bybel en die evangelie die waarheid is, roep ons ook op om disippels te wees. Maar wat beteken dit om 'n disipel te wees? Wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus Christus te wees? Wat beteken dit om 'n visser van mense te wees? Wat beteken dit om die Here te volg? Dit is eintlik 'n maklike vraag dalk, en as jy so vinnig daaroor en oppervlakkig daaroor dink, dan sal jy dink maar dit is nie 'n moeilike vraag om te beantwoord nie. Jy moet maar net die Here volg. Jy moet maar net doen wat die Here sê jy moet doen. Maar ek dink in ons alledaagse lewe, en ek kan nie vir julle praat nie, ek kan vir myself praat, besef ek nie altyd dat ek moet leef soos wat die Here wil hê ek moet leef nie. Want jy raak so besig met wat jy ook al mee besig is, dat jy vergeet om werklik te leef uit die woord uit. Want dit is eintlik wat dit beteken om 'n disipel te wees, om uit die woord van die Here te leef, om die woord, soos wat Psalm 119 sê, as lamp vir jou voete te hê. Die woord moet vir jou 'n riglyn wees hoe om te leef. En wanneer Jesus hier in die bergpredikasie met sy potensiële volgelinge praat, dan sê hy vir hulle presies wat dit beteken om 'n volgelinge te wees, om 'n volgeling van Jesus Christus te wees. En die heel eerste ding wat Jesus vir sy potensiële volgelinge dan nou sê, is besef hoe afhanklik jy van God is. As jy werklik 'n disipel wil wees, moet jy besef hoe afhanklik jy van God is. En dit is groot woorde hierdie, om te besef hoe afhanklik jy van God is. En afhanklik beteken om jou vertroue weg van jouself af te stel, om jou vertroue op iets of iemand anderster te plaas, maar om nie op jouself te vertrou nie. En dit gaan heeltemal, dit strook teen ons menslike natuur. Ons wil so graag self in beheer wees. Ons wil nie afhanklik wees van enige iemand of enige iets nie. Ons wil net op onsself aangewese wees. Ons wil afhanklik wees van onsself, van niemand anders nie. So dit is heel teen ons menslike manier van dink en ons menslike manier van doen in. Ons wil nie afhanklik wees nie. Inteendeel, ons leer ons kinders van kleintyd af, jy moet onafhanklik wees. En nou kom Jesus en hy sê die eerste kenmerk van 'n disipel is om te besef hoe afhanklik jy van God is. Dit is die heel eerste kenmerk. Besef hoe afhanklik jy van God is. Jy is nie afhanklik op jouself nie. Jy is nie afhanklik van ander mense nie. Jy is afhanklik van God alleen. En wanneer ek oor afhanklikheid praat, dan kan ek nie anderster as om te dink aan Psalm 23 nie. Daardie bekende Psalm wat almal van ons eintlik uit ons kop uit ken. Psalm 23 waar Dawid sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam, en selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie. Hoekom nie? Want die Here is by my. Die Here is my herder. Om te sê die Here is my herder, daarmee sê ek dat ek afhanklik is van die Here. Want wat is 'n herder? En wanneer ek met kinders hieroor praat, dan vra ek altyd vir hulle, maar wat is 'n herder? En dan sal hulle sê, 'n herder is iemand wat beeste of skape oppas. En as ons die Bybel lees, dan sien ons dat 'n herder is eintlik 'n skaapoppasser. 'n Herder vat skape van weiveld na weiveld en die skape kyk na die herder vir leiding. So wanneer Dawid hier in Psalm 23 sê, die Here is my herder, dan sê hy eintlik dat hy 'n skaap is. Hy sê dat mense wat naby aan die Here loop, mense wat 'n verhouding met die Here het, is skape. Nou, nie een van ons wil skape wees nie. Ons wil eerder bulle wees en leeu's en renosters en al sulke dinge wees. En dan sê Dawid, maar ons is skape, nee, ons is skape. En die van julle wat skape weet dat 'n skaap is maar 'n bietjie 'n broos dier. 'n Skaap kan nie behoorlik op sy eie oorleef nie. 'n Skaap het iemand nodig wat vir hom kan sorg. 'n Skaap het 'n herder nodig.
En dit is hoekom Dawid sê, maar ek kan nie vir myself sorg nie, daarom is die Here my herder. Ek is maar 'n skaap wat dit nie op my eie kan maak nie, wat nie behoorlik op my eie kan oorleef nie, daarom het ek die Here nodig. Ek is 'n skaap. En Jesus gebruik dieselfde woorde in Johannes 10, dan sê hy dat hy die goeie herder is wat sy lewe vir sy skape gee. So Jesus en Dawid sê vir ons dat ons as gelowiges, mense wat disippels van die Here is, skape is. Hoekom is ons skape? Want ons kan nie op onsself aangewese wees nie. Ons is aangewese en ons vertrou op die Here. Daarom is ons skape. Daarom is die Here ons herder. En ek hoop hierdie beeld maak vir julle sin, want dit is so belangrik om te begryp, en as ons praat oor afhanklikheid, om werklik te begryp, maar ek kan dit nie op my eie maak nie. Ek kan nie eers behoorlik deur 'n krisis in my eie lewe werk nie. Ek kan slegs op die Here vertrou. Die Here is my herder, hy is die enigste een waarop ek kan vertrou. En daarom sê Jesus hier in Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is die wat weet dat hulle 'n herder nodig het, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En ek moes nou in hierdie tyd wat ek vir die Pinkster voorberei het, moes ek opnuut hierdie afhanklikheid besef. Ek het so rukkie voor Pinkster het ek vir Jelanse gesê, maar jong, ek weet nie wat gaan ek vir die gemeente sê nie. Ek weet nie wat gaan ek tydens die Pinksterreeks preek nie. En jy weet mos, elke dominee wil graag hê dat die Pinksterreeks 'n baie mooi reeks moet wees, dat dit herlewing in die gemeente moet veroorsaak en dat die vuur en die teenwoordigheid van die Heilige Gees tasbaar en voelbaar in die gemeente moet wees. En ek sê vir haar, ek het niks vir hierdie Pinksterreeks nie. Ek sal nou maar op my eie probeer en ek sal nou maar gaan sit daar in my studeerkamer en gaan boeke lees, alles wat ek kan lees en gaan skryf en die Bybel lees en alles doen wat ek kan doen. Maar een ding het ek vergeet. Ek het vergeet om my afhanklikheid van die Here te bely. Want mense dink so baie dat jy moet op jou eie manier, met jou eie gawes en met jou eie talente, moet jy 'n sukses maak van iets. Maar niks in die lewe werk so nie. Ons moet alleenlik vertrou op die Here en hy gebruik ons gawes en hy gebruik ons talente om hom te verheerlik. So ons moet ons afhanklikheid van die Here bely. En ek het 'n interessante storie gelees terwyl ek besig was met die voorbereiding vir die hele Pinksterreeks. Dit is 'n ware verhaal van 'n dominee Kotse en 'n ouderling. En die ouderling vertel eintlik nou hierdie verhaal van dominee Kotse. Hy sê dat dominee Kotse was nog 'n jong predikant toe hy daar by hulle gemeente aangekom het. Hy was net uit die kweekskool uit en hy het by hulle gemeente aangekom en dit was net so voor Pinkster gewees. En op 'n dag toe bel die dominee vir die ouderling en hy sê toe vir hom, maar dominee, kom doen ouderling, oom, kom doen asseblief huisbesoek by my. En die oom dink toe so by homself, maar hy het 'n dominee dan nou eintlik huisbesoek nodig, maar hy sal nou maar gaan huisbesoek doen by die dominee. En hy kom toe daar by die dominee en hulle is daar in sy sitkamer en in daai ou huise was daar so kaggel gewees en bo op die kaggel was die dominee se 10 preke vir sy Pinksterreeks almal uitgewerk. En hulle het so 'n bietjie gepraat oor dit en dat en hulle het toe gepraat oor die Pinkster en die ouderling vra toe vir die dominee, is jy reg met jou Pinksterreeks? En die dominee sê ja, nee, ek is reg en hy wys toe vir hom hierdie 10 preke wat daar op sy kaggeltjie is. Hy sê hy's 100% reg vir hierdie Pinkster. Hy kan nie wag vir die Pinkster nie. En die eerste aand van die Pinkster breek toe aan en die dominee gaan daarop en hy preek met passie en met oorgawe preek hy hierdie preek van hom. En by 'n Pinkster bidtuur werk dit mos nou gewoonlik so dat daar geleentheid is ook vir gebed. En toe die dominee klaar gepreek het, toe is daar niemand wat bid nie. Toe is daar 'n doodse stilte in die gemeente. Niks gebeur nie. Jy kan 'n speld oorval in daardie kerkgebou. Niks gebeur nie. Die leier ouderling staan toe op en hy begin toe 'n gebed te bid daar, sommer net so oor dit en dat, oor enigiets wat oor die preek gaan nie. En die dominee is toe daai aand daar weg na sy huis toe en hy bel toe weer vir die oom en hy vra, oom, kan jy asseblief net hier by my 'n draai kom maak? Want die dominee is moedeloos.
En hy sê vir die oom wat die ouderling is, ek wil net hê oom moet my getuie wees. Want as die mense nou in die dorp praat en sê die dominee het nie voorberei vir sy Pinksterreeks nie, wil ek hê oom moet my getuie wees. Hierso is nog die 9 ander preke wat ek moet preek. En hy vat toe die preke so van die kaggel af, sy rakkie af en hy gooi dit binne in die vuur. En die oom vra, maar dominee, wat maak jy nou? Jy gaan dan nou niks hê om te preek oor nie. Toe sê die dominee vir hom, maar hierdie preke is nie vir die Here goed genoeg nie, want daar gebeur niks in die gemeente nie. Daar gebeur niks nie. Niemand bid nie, daar is nie herlewing nie, daar gebeur net niks in die gemeente nie. En toe is die oom toe daar weg en hy is baie bekommerd en die volgende middag 3 uur, toe gaan die oom weer daar na die dominee toe en hy klop daar in die deur en die dominee se vrou maak oop en hy vra toe vir die dominee se vrou, maar waar is die dominee? En toe sê sy nee, hy het vroegoggend die pad gevat, hy is daar by die tuinhekkie uit en hy daar by die vletjie het hy iewerster gaan loop. En die oom voel toe so bietjie soos 'n medepligtige, want hierdie dominee het hom nou in sy vertroue geneem en as die Pinksterreeks nie 'n sukses is nie, dan gaan daar nou 'n krisis wees. En die oom gaan soek toe die dominee en hy loop af daar en hy kry hom toe sit, amper soos Elia wat daar onder die besembos gesit het, sit die dominee daar op 'n klip. En die oom gaan sit toe by die dominee en hy vra toe vir hom, maar dominee, wat gaan nou aan? Wat gaan nou aan? Het jy 'n preek vir vanaand se Pinksterdiens? En die dominee sê vir hom, nee oom, ek het niks nie, ek het nie 'n preek nie. En die oom vra vir hom, nou maar hoekom sit jy hier? Toe sê hy, ek wil hoor of die Here nie met my wil praat, dat ek iets het om vir die gemeente te sê nie. Toe vra die oom, het die Here al met jou gepraat? Toe sê hy, nee, nog niks nie, ek het nog nie 'n woord gehoor nie. En die oom besluit toe, maar hy gaan nou maar saam met die domineetjie daar so sit by die klip en hulle sit toe nou in stilte daar en die tyd vir Pinkster, die aanddiens breek toe aan of het raak nader en hulle gaan toe huis toe, gaan maak reg vir Pinkster en die oom gaan sit in die kerkbank voor Pinkster en hy is diep bekommerd. En die dominee stap daar by die kansel op sonder enige papier, net die Bybel in sy hand. En toe is die ouderling eers bekommerd. En die dominee begin toe daar in Genesis 1 te lees. Hy lees so 'n bietjie van die skepingsverhaal en toe sê die dominee amen. En dit was toe nou sy preek ook. Hy het nou net daai gedeelte gelees uit Genesis 1. In die volgende oomblik, toe begin die gemeente te bid. Die een na die ander bid en bid en bid. Later soveel so, dat die dominee net met amen sê, dat hulle kan huis toe gaan. En toe die ouderling vir die dominee vra, maar dominee, hoe het dit gebeur? Toe sê die dominee, maar ek het besef, dat ek self van hierdie Pinksterreeks 'n sukses wou maak, en dat ek nie op die Here vertrou het nie. En dit is eintlik 'n komiese storie, maar die storie het soveel waarheid in. As ons nie op die Here vertrou nie, as ons nie op die Here staat maak nie, dan kan ons nie disippels wees nie. As ons op onsself aangewese is, as ons op ons eie kragte en ons eie talente en ons eie gawes en ons eie vermoëns staat maak, dan gaan ons dit nie maak nie. Want dan dink ons is leeu's en renosters en allerlei dinge. Maar ons moet besef dat ons die Here nodig het in ons lewe. Ons moet besef dat ons afhanklik is van die Here. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En is dit nie maar die groot sonde van ons tyd, dat ons baie keer in ons lewe so besig is met ons eie dinge, dat ons net op onsself staat maak, maar nie op die Here staat maak nie. Wanneer jy jouself in 'n krisis of in 'n moeilike situasie bevind, maak jy op jouself staat of maak jy op die Here staat? Wanneer jy met iemand anders te praat, wanneer jy besig is met jou daaglikse take, is jy bewus van die Heilige Gees se teenwoordigheid? Is jy daar wanneer jy by die skool is, bewus dat die Here by jou is, dat die Gees van die Here by jou is? Is jy bewus daarvan dat jy afhanklik is van die Here? Die Here beloof vir ons sy Heilige Gees. Die Here beloof vir ons dat hy vir ons sal sorg. En die Here sê vir ons keer op keer in sy woord dat hy die moeite werd is om te vertrou. En hy sê vir ons dat jy nie op jouself kan vertrou nie. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle
van God is. Die Here sal sorg. Die Here sal vir ons uitkoms gee in watter situasie jy jouself ook bevind. Ek sien nou vandag ook die mooi uitstalling wat ons hier het van die broodjies en van die vissies hier. En ons almal ken hierdie verhaal van die broodjies en die vissies baie goed. Maar die een groot waarheid wat die broodjies en die vissies vir ons leer, is die waarheid dat die Here vir ons sal sorg. Die disippels het daar gedink, maar hoe gaan hulle vir die menigte mense kos gee? En toe het daar 'n seentjie aangekom met 2 vissies en 5 broodjies. En daardie seentjie het die kos vir Jesus gegee en die disippels het gesê, maar dit is hopeloos te min. Dit sal nie werk nie. En wat gebeur? Jesus sê dankie vir die kos, dit word vermeerder en almal het kos gehad en daar het nog oorgebly. So sorg die Here vir ons. Maar as jy op jouself aangewese is, as jy op jouself vertrou, dan gaan jy nie daardie uitkoms beleef nie. Dan gaan jy nie die teenwoordigheid en die nabyheid en die troos en die hoop wat die Here bied, beleef nie. Maar wanneer jy op die Here vertrou, dan weet jy dat die vissies en die brood se verhaal waar is. Dan weet jy dat die Here vir jou sal sorg. Dan weet jy dat die Here vir jou sal uitkoms gee. Ons het vir mekaar gesê, donderdag aand, die waarheid van die evangelie roep ons tot disippelskap. En disippelskap gee vir ons die geleentheid om die evangelie, die waarheid, die hoop met ander mense te deel. Die hoop te deel. Ek het ook vir julle gesê donderdag aand dat hoop is maar skaars in die wêreld. Min mense het hoop. Min mense het hoop. En baie keer dan vra ek vir myself die vraag af, maar hoekom het mense nie hoop nie? Hoekom het ek baie keer nie hoop nie? Dis omdat ek nie my afhanklikheid van die Here bely nie. En ek wil vanmôre, as jy net een ding onthou van hierdie preek, is dit nie die storie van Dominee Kotse nie, is dit nie enige iets anderster wat ek gesê het nie, is dit net dit om te besef wat Matteus 5 vers 3 vir ons sê, besef jou afhanklikheid van God. Besef jou afhanklikheid van God. Moenie op jou eie kragte staat maak nie. Moenie op jouself aangewese wees nie. Maak staat op die krag van die Here. En as jy 'n verskil wil maak in die wêreld, as jy werklik 'n verskil wil maak, dan gaan wees jy 'n disipel in hierdie wêreld. En dalk sê jy vanmôre vir my, maar Stefan, hoe kan ek, een mens, 'n verskil maak in hierdie wêreld? Hoe kan ek 'n verskil maak in ons dorp? Hoe kan ek 'n verskil maak in ons land? Dit is tog onmoontlik. Want kyk net al die ellende, kyk net hoe gaan dit in ons land, kyk net die gemors, kyk net die korrupsie, kyk hoe gaan dit in die wêreld, kyk al die oorloë, wat 'n verskil kan ek nou maak? Dan wil ek vir jou sê, die Here roep jou in hierdie wêreld, in die tyd waarin jy leef, om 'n verskil te maak. Dit gaan nie daaroor vir hoeveel mense jy 'n verskil kan maak nie. Dit gaan daaroor om vir een mens 'n verskil te maak. En Moeder Teresa het dit so mooi gesê. Sy het gesê, as jy nie vir 300 mense in 300 mense se lewe 'n verskil kan maak nie, gaan maak dan net in een mens se lewe 'n verskil. Net in een mens se lewe. En die Here roep jou om in een mens se lewe 'n verskil te gaan maak. En dan het ons ook die Engelse term wat sê pay it forward. Dit is 'n ripple effek. As jy in een mens se lewe 'n verskil gaan maak, gaan daardie ander persoon weer in iemand anders se lewe 'n verskil maak. En daai persoon gaan weer in iemand anders se lewe 'n verskil maak. En so word die wêreld stukkie vir stukkie, mens vir mens verander, oordat een mens gesê het, maar ek is afhanklik van die Here. Ek bely dat ek die Here nodig het. En mag jy vandag, hier waar ons by mekaar is, mag jy werklik bely dat jy die Here nodig het. Mag jy werklik bely dat jy afhanklik is van die Here en mag jy 'n verskil gaan maak in die wêreld daar buite. Net in een mens se lewe.
net deur een mens kerk toe te nooi, net deur een mens 'n water te gee vir iemand wat dors is, net deur een mens, net vir een mens, Jesus te gaan wees, lig te gaan wees, hoop te gaan gee. Dit is die verskil wat die wêreld nodig het. En dit is die roeping van 'n disipel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Amen.